tussen woorde en karakters is daar 'n wêreld wat vir my wag. Ek leer en ek speel saam met almal net in die storiekas. Die sonnetjie het die dag al lekker hoog gesit toe koning Louis leeu en oupa uil skielik 'n benoude geskreeu iewers hoor. "Harde oupa uil," sê koning Louis en staan sommer op van die plat klip waar hy en oupa uil sit en vergadering hou. "Dag, u majesteit, dit klink mos vir my iemand is benoud of in die moeilikheid. Maar wie kan dit dan wees en waar kom die geroep vandaan?" vra oupa uil en wil net opvlieg om te gaan kyk. "Nee, wag, sit oupa uil. Kyk wie kom daar aan," sê koning Louis. "Dis Ali aap. Maar wat kan die aapie seentjie dan so ontstig het? Kyk net hoe kom hy aangehardloop, sommer so skeef en die stert staan sommer so sekelstert. Ek hoop nie hy het seer gekry nie," sê oupa uil en staan sommer penregop. "Ja, hy lyk glad nie gelukkig nie," sê koning Louis besorgd. Koning Louis, u majesteit, oupa uil, julle moet kom, julle moet gou kom, roep Ali aap sommer al van ver af. Toe hy by die plat klip kom, is hy so uit asem dat oupa uil eers vir hom 'n akkerdoppie met water aangee. "Bedaar nou eers, Ali, jy is veilig hier, drink nou eers 'n bietjie water. En haal nou rustig asem, jy gaan neerslaan as jy so op hol is." Oupa uil help vir Ali aap om te sit en die water bietjie vir bietjie te drink. Toe Ali tot rus gekom het, vra koning Louis, "Wat jaag jou, Ali? Hoekom hardloop jy so?" "Daar gaan niks oorbly nie, niks, u majesteit," begin Ali weer opgewonde raak. Nee, rustig nou, Ali, haal asem, jong. Bedaar nou en dan vertel jy vir ons waarom jy so hardloop," sê oupa uil. Ali neem 'n groot asem en blaas dit uit. "Oupa uil, daar gaan niks oorbly nie," sê Ali aap weer. "Waarvan gaan daar niks oorbly nie, Ali?" vra koning Louis leeu. "Van die tuin," sê Ali. "Watter tuin, ou seun?" vra oupa uil. "Van koning Louis se groentetuin." Nou lyk koning Louis en oupa uil bekommerd. "Wat is daar in die groentetuin, Ali?" vra koning Louis. "Hyenas, oupa uil, baie hyenas, en hulle verniel al die groente en vrugte in die tuin. Hulle skreeu te naar. Ek was so bang, ek het sommer dadelik weggehardloop. Ek het van die bakrand af geloop om te gaan eintjies uitgrawe by die rivier, toe ek by u majesteit se tuin verbygeloop het en gesien het hoe 'n klomp hyenas daar te kere gaan. Ek kan niks aan hulle doen nie. Ek het hulle probeer verwiller, maar hulle skree op my en dit maak my bang." "My liewe Ali, moenie bekommerd wees nie. Bly jy nou net hier totdat ek en oupa uil terug is. Hier sal niks jou seermaak of kan vang nie," sê koning Louis. "Kom oupa uil, kom ons gaan kyk wat vang die hyenas aan in my tuin. Vandag gaan hulle sleg op hulle neuse kry. Kom." En daar stap koning Louis leeu af met die groot trappe van die plat klip af tot in die voetpaadjie wat na die groente- en vrugtetuin toe lei. Toe hulle nie ver van die tuin af is nie, hou koning Louis sy hand in die lug. Hy gaan staan en wys vir oupa uil om ook by hom te kom staan. "Nou moet ons saggies loop, oupa uil. Ek wil daardie trop hyenas verras en sommer goed die skrik op die lyf jaag. Ek het nie geweet die hyenas is so ongemanierd nie, om sommer so helder oordag my groente- en vrugtetuin te gaan plunder. Nee, hulle kan mos vra as hulle iets wil hê of honger is," sê koning Louis en gaan lê sommer so plat in die lang gras langs die voetpaadjie. "Net so, u majesteit. Dit is baie ongepoets om jou sommer net so te gaan staan en help aan iemand anders so goed. Dis baie slegte maniere. 'n Mens vra as jy iets wil hê, en as jy dit nie mag kry nie, dan kom jy nie later terug en kom vat dit sommer nie. As iemand sê nee, dan is dit mos nie," sê oupa uil.
Wag, ek het 'n plan. Daardie hyenas sal jou mos nie sien as jy oor hulle vlieg nie. Gaan kyk nou hoeveel van hulle daar is en wat hulle doen en dan kom sê jy vir my hier waar ek vir jou wag. Dis reg so, U Majesteit. Nee wat, vandag betrap ons daardie kernallies op jeterdaad, sê oupa uil, en daar vlieg hy al hoër en hoër in die lug op. Al is oupa uil hoog in die lug, kan hy baie goed sien met sy groot geel oë. 'n Lang ruk het verbygegaan, en net toe koning Louis begin bekommerd raak oor waar oupa uil dan kan wees dat hy so lank wegbly, sien hy vir oupa uil in die lug aankom. Koning Louis kan glad nie verstaan nie. Dit lyk of oupa uil huil. O my goeiste, ek hoop nie oupa uil het seer gekry nie, sê koning Louis by homself en staan sommer regop tussen die lang gras. Wat is fout, oupa uil? Vra koning Louis toe oupa uil by hom te lande kom. Ek hoop nie daardie hyenas het jou seer gemaak nie. Dan gaan hulle vandag hulle Moses teekom, sê koning Louis kwaai. Nee, U Majesteit, lag oupa uil so lekker dat hy amper omval. Oupa uil, het jy jou kop gestamp? Wat gaan met jou, my ou wyse? Vra koning Louis nou baie bekommerd. Ai, U Majesteit, ek is so jammer, sê oupa uil en probeer sy lag inhou. Ek het op die snaakste ding afgekom. Ek kon nie glo wat ek sien nie. En hy wil net weer begin lag. Koning Louis dink glad nie dit is nou snaaks nie en kyk kwaai na oupa uil. Maar toe dan tog oupa uil. Praat nou oudste, wat gaan aan daar in my tuin? Vra koning Louis en probeer sy geïrriteerdheid inhou. Ek is jammer, U Majesteit. Ek dink die arme ou Ali Aap het net 'n klein foutjie gemaak. Ek sal hom moet help in die skool met die dierename. Daar is nie hyenas in U Majesteit se tuin nie. En die tuin maak hier niks. Nou waarom gaan die klein aapster dan so te kere, wil koning Louis weet. U Majesteit, die liewe ou aapie het so 'n bietjie deur mekaar geraak met die hyenas en hadidas. En daar's 'n klompie hadidas in die tuin wat goggetjies en goede daar vang. Hulle raak nie aan die plante en bome nie. Ek dink die arme ou Ali het hom boeglam geskrik vir die onaardse geroep van die hadidas. Nou kan jy dit glo, sê koning Louis. En daar dink ons, die trop hyenas is besig om die groente en vrugtetuin te verniel. Fooi tog, die arme Ali. Ja, jy moet hom tog mooi onder jou vlerk neem, oupa uil. Hy wou ook maar net goed doen om vir ons te kom sê daar is vreemde diere in die tuin. Oupa uil wil net weer begin lag, toe koning Louis self ook begin lag. Die twee lag so lekker dat hulle skoon vergeet om terug te stap na die plat klip toe. Toe hulle later klaar gelag het, stap hulle terug en gaan troos vir Ali Aap wat nog steeds sit en bewe op die groot plat klip. Dankie dat jy ons kom waarsku het, Ali, sê koning Louis vriendelik. Hier is vir jou 'n lekker sappige appel om dankie te sê. Ali, ou seun, ek sien jy kom nie meer so gereeld skool toe nie. Is daar iets fout dat jy so baie wegbly? Vra oupa uil. Nee, oupa uil, ek hou net nie van wiskunde en die baie geskryf nie. My handjie raak moeg en ek kan nie al die nuwe woorde onthou nie. Dit laat my dom voel, sê Ali Aap skaam. Jy hoef oor niks skaam te wees nie, Ali. Onthou, ons almal leer nie ewe vinnig nie. Kom nou môre skool toe, dan help oupa uil jou mooi, sê oupa uil mooi. Onthou, 'n hyena is nie dieselfde as 'n hadida nie. 'n Hadida is 'n groot voël en 'n hyena is 'n roofdier met baie skerp tande. Sal jy dit onthou? Daar was hadidas in koning Louis se groente en vrugtetuin, nie hyenas nie. Ek is jammer, U Majesteit. Ek het 'n bietjie vergeet van hadidas, sê Ali Aap skaam. Dis alles reg, ou seun.
Dankie dat jy kom sê het. Gaan speel nou maar weer lekker, sê koning Louis vriendelik. Ja, maats, dit kan mos maar met ons almal gebeur, dat ons soms woorde deur mekaar kry. Dit is waarom ons mooi moet luister in die skool en as ons mammas en pappas vir ons dinge leer. Kom ons kyk gou hoe mooi het jy vandag geluister. Oupa Uil gaan weer vir jou 2 vragies vra. Na elke vragie gaan jy weer 10 sekondes tyd hê om daaroor te dink. En wanneer die klokkie lui, sal ek vir jou die antwoord gee. Goed, is jy reg? Hier is die eerste vraag. Wat het Ali Aap gedink was daar in die groente- en vrugtetuin? Hier is die antwoord. Ali Aap het gedink daar was hyenas in die tuin. Mooi. Goed, hier is die tweede vragie. Wat is die verskil tussen 'n hyena en 'n hadida? Hier is die antwoord. 'n Hyena is 'n roofdier met baie skerp tande en 'n hadida is 'n groot voël. Mooi geantwoord. As jy die Storiekas wil ondersteun met 'n finansiële bydrae, volg asseblief die skakel op ons sosiale media.